Die saak van die pa en aktivis Asif Kassoudji, uit Kaapstad, het 'n nasionale debat oor regverdigheid en aanspreeklikheid in Suid-Afrika se familieregstelsel laat opvlam. Om te help verduidelik wat regtig aan die gebeur is, gesels ons vandag met die prokureur Shandu Tron. Shandu, baie welkom terug. Dankie, hoe gaan dit? Dit gaan goed met jou. Dis altyd goed as jy is, van dan verstaan ons 'n bietjie beter. En met daai in gedagte wil ek sommer met die deur in die huis val en vir jou vra, wie is Asif Kassoudji en waaroor gaan die voogdheidskapsaak? Man, Asif Kassoudji is iemand wat nou onlangs die media behaal het, omdat hy so groot opstand gemaak het oor wat met die familieadvokaat en by die Suid-Afrikaanse regstelsel aangaan en hoe onregverdig paas gehanteer word. Baie keer deur die regstelsel. En die kantoor van die familieadvokaat is so 'n belangrike werk. Die Hooggeregshof is die oppervoog van alle kinders. En die Hooggeregshof moet kyk dat in enige egskeiding is daar 'n ouerskapplan aan die einde of 'n bevel gegee word, moet die Hooggeregshof kyk na die beste belang van die kind. Maar dit beteken die Hooggeregshof het nie die tyd om 'n ondersoek te doen nie. Die Hooggeregshof het nie die tyd om die ouers 'n onderhoud te voer met die ouers, dalk 'n onderhoud te voer met die kind nie. Dis wat die familieadvokaat moet doen. En die familieadvokaat doen dit as daar geskil is oor by wie die kinders moet bly, hoe een ouer die kinders moet sien, sekere aantuigings is, wat dit ooit al is, dan moet die familieadvokaat ondersoek, hulle maak 'n verslag en dan gee daai verslag vir die hof en die hof gebruik daardie verslag om die besluit te maak, wat is die beste belang van die kinders. Maar daar is deesdae, in een van die beste familieadvokaatkantore is die familieadvokaatkantore in die Weskaap. En hierdie gaan juis oor die familieadvokaatkantore in die Weskaap, wat redelik, dis 'n verrassing. Maar hier is 'n verslag meer as 'n jaar laat, wat hy nou sy kinders kan sien nie, daar was groot vrae gewees oor die onderhoudsproses van die familieadvokaat, hoe hulle vrae of antwoorde voorgestel het vir die kinders, hoe hulle sy aantuigings was heeltemal ten gunste van die ma. Dis 'n aantuigings wat is baie hoor. So daardie verslag van die familieadvokaat, die gewig wat die hof daarin plaas, begin al hoe minder en al hoe minder en al hoe minder word weens die sistemiese probleme. En wat is die sistemiese probleem? Nie dat die mense daar nie goed is nie, hulle werkslading is te groot. Ons het meer van hulle nodig. Dit is, een mens kan nie 400 leiers hê nie. Jy kan nie by die familieadvokaat se kantoor probeer uitkom soos hier in Johannesburg en vir 2 jaar werk die fone nie. Ja. Of jy weet, dis daai tipe probleme en dis omdat net hulle werkslading, dis nie net te slegte mense is nie, hulle werkslading is net te groot. Ja, want ek wou gevra het, jy weet of so iets normaal is, die feit dat jy ook nou verwys het daarna dat hulle vir meer as 'n jaar lank gewag het en ook na die familieadvokaat ook verwys het, maar nou wil ek vir jou vra, wat gebeur met families terwyl hulle wag? Dis wat die groot storie is. Lange wat se hof jy in is. Die Hooggeregshof, as jy na die hof toe gaan en 'n interim order soek, hulle noem dit 'n reël 43 bevel, maar dit kos redelik baie geld en dan een van die goed is interim toegang tot die kinders wat jy voor kan vra. Maar as daar aantuigings is van geweld of verslawing of enige so iets, dan gaan die hof dit nie toestaan sonder die verslag van die familieadvokaat nie. Hulle wil eers daarna kyk. So 'n soort van the chicken and the egg. Jy weet, jy die een nodig vir die een en die een nodig vir die ander. So as jy kinderhof toe gaan, kan jy dadelik kinderhof toe gaan en sê, maar luister hierso, hierdie en hierdie, maar hulle gaan ook vra, maar waar is daai verslag van die familieadvokaat? So die howe het daardie verslag nodig. En hier is 'n jaar en 'n half, 12 maande en almal sit in limbo. En in daai tyd word die kinders teen die advokaat, teen die pa gedraai of teen die ma gedraai en jare gaan verby, verjaarsdae word gemis. Dis sleg. Goed, nou baie paas sê dat die stelsel teen hulle is. Jy weet en dat dit dat daar so 'n bietjie vooroordeel betrokke is by sulke sake. So ek wil eintlik uitkom by watter veranderinge of hervormings jy graag sou wou sien, jy weet, om die stelsel regverdig, deursigtig en ook vinniger te maak. Kyk, die ding is die aanslag van die vorige kinderwet, as mens kan so noem, was happy mother, happy child. Maar nou het ons die res van die wêreld, jy weet, ons is nou saam met die res van die wêreld, is die beste belang van die kind. Maar die mense wat op die regsbanke sit en op die magistraatsbanke sit, hulle was nog geskool in die ou wet. Soos hulle noem, die institutional memory is nog happy mother, happy child. En as 'n kind jonk is, moet die kind by die ma wees en want 'n pa kan nie so na 'n kind kyk ensovoorts nie. Dis uit die ou dae uit wat die ma by die huis gebly het en die pa gewerk het. Nou werk al twee ouers, meer as een werk. Jou kinders word grootgemaak of deur die skool of deur 'n nanny of deur 'n ander familielid, deur 'n derde party. Wat wil ek sien? Ek wil sien dat die ouerlike vervreemding, parental alienation, dit moet
ek gaan gehoorsaam Engels toe, it must become an act of domestic violence. Dat jy onder die Domestic Violence Act die ander party kan vat, na die hof toe en sê, luister, jy pleeg kindermishandeling in baie jurisdiksies, oorsese jurisdiksies, as jy die kind teen 'n ander ouer draai, is dit kindermishandeling, parental alienation. So ek wil dit I want to make an act of parental alienation needs to be an act of domestic violence and it needs to have criminal sanctions. As jy daai kind bang maak vir die ander ouer, hy is nie lief vir jou nie. Hy gaan jou steel. Hy gaan jou nie na pappa toe gaan nie. Pappa gaan jou wegvat. Hy gaan jou nooit terugbring nie. Daardie tipe goed wat jy oor en oor vir die kind sê. Pappa is gevaarlik. Pappa, jy weet, daardie of jy sê dit oor die maag ook, dit moet 'n kriminele klag hê van kindermishandeling. Dis ek Shandu, ons hou dit saam met jou dop en kyk of dit wel sal realiseer, maar baie dankie. Ons kyk nou na 'n bietjie kuns, want Kobus Moller gaan ons kom vertel oor sy nuwe boek Risk and Reward. This morning I received the first 2 copies of Risk and Reward from Fury Art Books. To hold them in my hands is an indescribable privilege. 7 months of passion, persistence, prayer brought into being. Each book is a true collector's piece. Every cover is an original oil painting, individually created. No two are alike. The pages are alive with stories and paintings born in the wild, encounters where danger, faith, and beauty met face to face. It's not a reproduction of art. It is art, bound, signed, and made to be treasured. My hope is that those who open it will not only see Africa but feel it, the heartbeat, the dust, and the grace that still moves through its wilderness. Kobus Moller is hier en ons gaan gesels oor sy liefde vir die wildernis en kuns en hoe dit alles ontstaan het en ook natuurlik hierdie pragtige boek van jou Risk and Reward. Hartlike goeiemôre Kobus. Baie dankie Pieter, heerlik om weer te wees. Ja, nee, baie dankie dat jy so vroeg by ons kom aansluit, maar ek meen eers dat ek nogal wonder wat se boks vol dinge is hier en hier is dit hierdie pragtige boeke van jou. Wat kan mense verwag as hulle hierdie boek koop? Weet jy, dis die storie basies van my lewe grootendeels. Ja. En die risiko's wat ek geneem het om my navorsing te doen vir die kuns wat ek produseer. Ja, maar ek moet vir jou sê dit lyk na 'n pragtige versameling boeke. In elk geval my lewe is 'n lewe van risiko's. Ek is 'n kansvatter. En as ek in die bos inkom, dan die Amerikaners praat van you must maximize the event. So as ek nou kom en ek sien, en meestal van die tyd is ek alleen en op te voet, en ek sien 'n buffel, dan soek ek nie 'n bees in die veld nie. Ek wil 'n buffel hê met attitude. En daarom vir my, ek moet nader en nader kom. Luister, in hierdie reis van jou kan ek maar sê het in die destydse Rhodesia begin, vandag is Zimbabwe bekend natuurlik. Hoe daardie omgewing jou beïnvloed, jy weet, terwyl jy groot geword. Man, ek beskou dit nog steeds as die wonderlikste land ter wêreld. Kom ons haal die politiek daar uit, dan kan daar weer ietsie van kom. Maar ja, ons het in die veld groot geword en maar redelike wille wêreld, en dit was vir ons normaal geweest. Maar my liefde vir diere het spesifiek gekom toe ek die eerste keer opgeroep is vir weermag opleiding. Dit was toe in Rhodesia en ek het my diensplig gedoen op die by die Kariba dam en daai hele gebied met die Zambezi rivier af. En daar het ons te doen gekry met olifante en buffels en leeu's en al die goed en jy moes so half na op jou pad kry tussen die goed. En daar het ek 'n absolute liefde begin ontwikkel vir die variasie van die natuur wat ons in Afrika beleef. Daar's geen ander land, kontinent ter wêreld wat die variëteite het wat ons het. Ek stem heel hartig saam met jou. Gepraat van variëteite en dinge. Ek meen elkeen van jou boeke se omslag is ook met die hand geverf, né? Nee? Ja. Wat het jou laat besluit om dit te doen? Die inhoud is dieselfde, né? Nee, maar die inhoud is dieselfde. En wat het jy nou? Daar het jy 'n buffel. Wat het ek hier? 'n renoster. En ons het die hyena en die leeu en die luiperd. Dis beautiful. Wat het jy laat besluit? Ja. Ek het die gedagte gehad dat ek moet die dinge wat ek beleef het, moet ek te boek stel, né?
En dit moet 'n collectors item, 'n versamelaars item wees. Nou hoe doen 'n mens dit vandag? En toe kom ek op die gedagte en die hele hier is 'n groot geestelike getuienis in hierdie hele saak. Ek wil ten minste 500 boeke publiseer, want ek het baie collectors van my kuns in die buiteland en ek wil genoeg hê. En toe dog ek, maar hoe gaan ek dit doen om dit nou so te kry dat dit regtig uniek is? Toe kom die gedagte by my op, maar kom ons maak elke buiteblad 'n unieke geskilderde buiteblad. Maar onmiddellik kom die gedagte by my op, impossible, dit kan nie gedoen word nie. 500 oorspronklike kunswerke op 'n boek. En sê ek, Here, maar hoe dan nou? Dis wat in my hart is. Is dit moontlik? En toe kom daar 'n gedagte by my op van hoe kan dit gedoen word? En ek het die tegniek wat ek ervaar, ek het dit van die Here ontvang, het ek gegaan en ek het een blad, ek wil nou A3 grootte boek publiseer, en ek het toe een blad geneem en ek het 'n toets gedoen, en dit het gewerk. Hoorie, en ek moet net vir jou sê, mag hierdie boek op elke koffietafel in 'n huis, in 'n publieke area wees. En baie dankie vir die inspirasie. Ek kan nie wag om self 'n bietjie deur te blaai nie. Kobus, baie dankie. Risk and Reward, maak seker jy kry een van hierdie. Bly ook ingeskakel, want net hierna gesels ons met Dr. Hein Hofmeyer oor silly season. Maar vir eers, hierdie is vir my nie silly nie, dit is pragtig. Kobus, baie geluk. Dankie Pieter.